Landbou word geborg deur Toyota. Welkom by Landbou Pretoria FM saam met my Elsa Esterhuizen. Ons fokus vandag weer op die huidige weerverskynsels wat op die oomblik 'n uitwerking op die landbousektor het. En dan vind ons ook uit hoe die jongste damvlakke in Suid-Afrika lyk. Bly ingeskakel. Ons fokus vandag weer op die huidige weerverskynsels wat op die oomblik 'n uitwerking op die landbousektor het. En ek gesels weer met die weerkundige en buitengewone professor verbonde aan die Universiteit van Pretoria, professor Hannes Rautenbach, oor die kwessie. Prof Hannes, baie welkom. Goeiemôre aan almal wat ingeskakel is. Nou Prof Hannes, hierdie week het dit letterlik gevoel asof KwaZulu-Natal wegspoel, terwyl oorstromings ook op ander plekke van die land voorgekom het. Die vraag is, wat het al hierdie reën veroorsaak? Nou Elsa, die weer wat oor die afgelope week voorgekom het was om die minste sê baie interessant en was 'n goeie voorbeeld van hoe die sameloop van verskillende weerstelsels aanleiding kan gee tot groot reën wat uitgesak het. Eerstens het die tropiese storm Jude 'n draai in die Mosambiek kom maak, oor die land inbeweeg van die kanaal af, waarna sy weer suidooswaarts suid van Madagaskar oor die Suidelike Oseaan uitbeweeg het. Die bogemiddelde warm see-temperature in die Mosambiek-kanaal het aanleiding gegee tot baie verdamping wat op sy beurt vir Jude gevoed het. 'n Mens moet onthou dat onder normale atmosferiese toestande waterdamp vanaf 'n warm oseaan sal verdamp, sodat vog vanuit die oseaan na die onderste laag van die atmosfeer oorgedra word. Sodra die lug bo die oseaan versadig van waterdamp raak, sal verdamping begin afneem en vog in die atmosfeer sal dus beperk word tot die onderste laag van die atmosfeer. Wanneer 'n tropiese storm oor die oseaan voorkom, word die verdampingsvog as gevolg van siklonale konveksie, wat maar eintlik net beteken opstyging van lug na die bo-atmosfeer. So hierdie verdampingsvog word opgestoot na hoër vlakke in die atmosfeer, wat nie net beteken dat die laag lug bo die oseaan stadiger vog versadig raak nie, maar ook dat baie meer vog oor 'n veel dieper laag in die atmosfeer sal voorkom. Dit is hierdie vog wat deur Jude oor Mosambiek en die Mosambiek-kanaal agtergelaat is, wat die goeie reën die afgelope week veroorsaak het. Die vraag wat dan gevra kan word is egter, hoe het hierdie vog na KwaZulu-Natal en die res van die oostelike binneland oor Suid-Afrika inbeweeg? Wel, dit is veroorsaak deur 'n groot uitgebreide hoëdruksel wat oor die afgelope naweek stadig suid van die land verby beweeg het, met 'n antikloksgewyse windrotasie om die hoëdruksel het groot hoeveelhede vog wat tot hoog in die atmosfeer gestrek het oor ons Suidelike Oseaan, oor Suid-Afrika van die ooste af inbeweeg. Hierdie stroom van vog het tot donderwolke ontwikkel en wyd verspreide neerslae en selfs vloede het oor veral die ooste, maar ook oor die breër somerreënvalgebied voorgekom. Terselfdertyd het vog met gepaardgaande donderbuie nog steeds tipies aan die somer van die trope af suidwaarts beweeg, wat veral aanleiding gegee tot neerslae oor veral Namibië en die westelike dele van Suid-Afrika. Nou Prof Hannes, dit voel baie duidelik asof 'n mens in herfs inbeweeg, maar tog voel dit ook asof die somerreënval nie noodwendig minder raak nie. Wat kan ons in die volgende week verwag? Wel, dit is waar dat die draai van die seisoen begin naderkom. In weerkundige terme word die herfs geïdentifiseer as die seisoen wat gedurende die maande Maart, April, Mei voorkom en die somerreën behoort oor hierdie tydperk duidelik te begin afneem. Daar's net twee dinge wat 'n mens in gedagte moet hou. Eerstens eindig die tropiese sikloon tydperk oor die suidwestelike Indiese Oseaan amptelik eers aan die einde van April. Ons kan dus hierdie somer, die laaste rukkie van hierdie somer, nog steeds tropiese storms of selfs tropiese siklone verwag. Tweedens bereik die reënval tydperk vir die sentrale
sentraal westelike en westelike dele van die land 'n piek gedurende Maart en April. Dis nou natuurlik die reenseisoen vir die gebiede noord van die winterreënvalstreek, maar in die weste van die land. So ten spyte van die feit dat ons in die herfs begin inbeweeg, is daar nog steeds 'n sterk moontlikheid vir reën oor die binneland, veral gedurende April. Wel, as ons nou kyk na die nuutste korttermyn voorspellings wat deur die European Centre for Medium Range Forecasting uitgereik is, sien ons dat daar vir die eerskomende Vrydag, dis nou 21 Maart, goeie neerslag voorspel word oor feitelik die hele Namibië, asook vir 'n uitgebreide gebied oor die weste van Suid-Afrika. Alhoewel die reënval totale iewat sal begin afneem teen Saterdag, dis nou 22 Maart, word daar verwag dat nog reën oor Namibië en die weste van Suid-Afrika sal voorkom. Teen Sondag 23 Maart lyk of die reënval oor die hele westelike gebied sal begin opklaar, alhoewel ligte reën steeds mag voorkom. Met 'n front wat teen Maandag suid van die land verby beweeg, skuif die reënvalgebied iewat ooswaarts met goeie neerslag wat vir die sentraal wes en sentraal suidelike dele van die land voorspel word. Oor die volgende week word relatief min reën vir die oostelike somerreënvalgebied voorspel, alhoewel daar tog nog steeds die moontlikheid bestaan vir geïsoleerde donderbuie in hierdie gebied. Wanneer ons kyk na die geakkumuleerde of die totale saamgestelde reënval wat van vandag af tot en met Woensdag 26 Maart dan voorkom, word reënval totale van tot so hoog as 30 mm feitelik die hele Suid-Afrika voorspel, met die uitsondering van die verre noordoostelike grensgebiede van die land. Wat interessant is die hoë geakkumuleerde reënval wat oor die Indiese Oseaan oos en noord van Madagaskar voorkom. Ek sal nou so 'n bietjie meer daaroor sê, maar wat belangrik is dat al die vog wat ons inkry oor die land daar sy oorsprong van hierdie gebied het, en dat daai vog dan invloei na Ekwatoriaal Afrika, van waar dit dan suidwaarts uitbrei oor die westelike deel van Suid-Afrika. Anders as voorheen in die seisoen word laer reënval vir totale vir Botswana, Zimbabwe en die suidelike deel van Zambië verwag, terwyl Namibië spreekwoordelik begin wegspoel. As gevolg van die wydverspreide reën behoort temperature oor die volgende week matig te wees, alhoewel aflandige vloei oor die suidelike kusgebiede aanleiding kan gee tot warmer bergwinde gedurende die eerste deel van die week. Nou, ons het verlede week gesels oor die reënvooruitsigte vir die volgende paar maande, maar ek wil egter vra of ons vandag 'n bietjie meer kan fokus op die mees onlangse klimaatneigings wat voorgekom het. Ja, dit is interessant om bietjie te kyk na aardverwarming en klimaatneigings, en ek wil eerstens doen die maand Februarie 2025 globaal beskou word as die derde warmste Februarie op rekord, met 'n planetêr ruimtelike gemiddelde temperatuur van 13.36 grade Celsius. Dit beteken ook dat die temperatuurafwyking vir Februarie 1.5 grade Celsius warmer is as die 1850 tot 1900 gemiddeld, wat gebruik word as die pre-nywerheidsperiode temperature. Ons onthou natuurlik dat die Parys-ooreenkoms gesê het dat ons moet pas op om nie hoër as 1.5 grade Celsius oor hierdie tydperk te gaan in die afwyking van die temperatuur nie, en ons staan nou op 1.59 grade Celsius. Die warmste Februarie op rekord het in 2024 voorgekom, terwyl die tweede warmste Februarie op rekord in 2016 voorgekom het. Albei laasgenoemde jare was natuurlik El Niño jare. Wanneer mens kyk na die planetêre ruimtelike verspreiding van temperatuurafwyking vir Februarie 2025, is dit duidelik dat die VSA een van sy koudste winters tot op hede beleef het, terwyl temperatuurafwykings oor die Noordpoolgebied weer eens uitermate hoog was. Oor Suidelike Afrika was temperature iewat hoër as die gemiddeld, met die uitsondering van Botswana en Zimbabwe, waar temperature tot laer as gemiddeld gedaal het. En dit kan toegeskryf word natuurlik aan die goeie reën wat ons oor hierdie gebiede gehad het. Ten laaste is dit tog interessant om net te noem dat die seeoppervlaktemperature gedurende beide Januarie 2025 en Februarie 2025 oor groot oseaangebied wat oos van Suid-Afrika geleë is, van die warmste op aarde was. Hierdie uitermate warm seewater het vanaf die Suid-Afrikaanse ooskus verby Madagaskar tot ver ooswaarts in die Indiese Oseaan gestrek.
Omdat ons somerreën versprei uit vog wat vanaf die oostelike oseaan af inwaai, kan die goeie reënvalseisoen wat ons tot op hede beleef het tot 'n groot mate toegeskryf word aan hierdie uitmatige warm oseaanwater. Ten spyte van die uitermate warm oseaan wat rooi ligte kan laat begin flikker, het die vog wat daaruit voortgesprei het tog groot reënvalvoordele vir Suidelike Afrika ingehou. En Elsa, daarmee sluit ek dan vandag se landbou klimaat bydrae af. Baie dankie Prof Hannes, altyd insiggewend. So gesels die landbouweerkundige en ook buitengewone professor verbonde aan die Universiteit van Pretoria, professor Hannes Rautenbach. Is nou tyd vir die jongste damverslag, soos uitgereik deur die Departement van Water en Sanitasie. Ons begin in die Oos-Kaap. Die Boesmanskraansdam staan op 92,1%, die Bridal Driftdam op 104,4%, die Darlington-dam op 42%, die Elandsdriftdam op 86,9%, die Mpofu-dam op 55,8%, die Kouga-dam op 82,4% en die Lubisi-dam op 36,4%. In die Vrystaat, die Allemanskraaldam staan tans op 38,7%, die Bloemhofdam op 99,5%, die Erfenisdam op 60,8%, Gariepdam staan op 87,5%, die Kalkfonteindam op 61,9%, die Sterkfonteindam op 99%, die Valdam op 101,5% vol, die Valrivier Barragedam op 95,3% en die Van der Kloofdam op 67,6%. In Gauteng staan die Bronkhorstspruitdam op 92% vol, die Klipdriftdam op 92%, die Richtvlei-dam ook op 92% vol en die Rodeplaatdam op 100,7%. Ons beweeg oor na Lesotho, die Katse-dam staan op 91,8% en die Mohale-dam op 96,3%. Eswatini se Maguga-dam staan tans op 100% vol. In KwaZulu-Natal staan die Albert Volsdam op 102,6%, die Bewane-dam op 101,9%, die Driel Barragedam op 61% vol, die Goedertroudam op 100,1%, die Inanda-dam op 103,1%, die Midmar-dam op 100,8%, die Pongola-Poort-dam op 90,8% en die Woodstock-dam op 97,7%. In Limpopo kyk ons na die De Hoop-dam wat tans op 101% staan, die Vlekbosjilo-dam op 108,3%, die Middel-Letaba-dam op 9,3%, die Mokolo-dam op 45,7%, die Nandoni-dam op 102,5%, die Tabina-dam op 100% vol en die Tsenin-dam op 100,1% vol. In Mpumalanga staan die Blyde-Rivierpoortdam op 100,6% vol, die Driekoppiesdam op 91,6%, die Grootdraaidam op 102,4%, die Huishoupdam op 100,9%, die Loskopdam op 102,5%, die Renosterkopdam op 102,2% en die Witbankdam op 98,4%. In Noordwes, Hartbeespoortdam staan op 96,3%, die Klein Marikopoortdam op 100,7%, die Molateriedam op 109,4%, die Rodekoppiesdam op 89,4%, die Taungdam op 88,2%. Dan kyk ons na die Noord-Kaap, die Douglas Weerdam staan op 125,1% vol, die Spitskopdam op 38,9% en die Valhartsweerdam op 86,6%. Ons eindig in die Wes-Kaap, die Brandvleidam staan op 52,8%, die Klein Willem-dam op 46,8%, die Kwaggaskloofdam op 51,6%, die Steenbras-Laardam op 59,3%, die Steenbras-Hoërdam op 93,5%, die Theewaterskloofdam op 68,7%, die Voëlvleidam op 68,4% en die Wemmershoekdam op 62,2% vol. Daarmee dan die jongste damverslag soos uitgereik deur die Departement van Water en Sanitasie. En so is dit dan ook tyd vir my om te groet. So van my Elsa Estreisen, mag jy 'n wonderlike dag verder hê tot ons weer saam boer. Bly ingeskakel op Pretoria FM.
Landbou is geborg deur Toyota.